so lekker om in die huis van die Here te wees. Amen. Dis op die beste plek waar jy moontlik kan wees en dis in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om nog in die huis van die Here te kan wees. En elke besoeker, welkom hier by ons. En jy weet eers, ons dink aan Dok Raymond en Amanda, hulle is in Amerika met die General Assembly. Daar's vergaderings in Amerika en ons dink aan hulle waar hulle is hierdie week. Hele week het hulle vergaderings. So sy Engels gaan baie verbeter as hy terugkom. Hy gaan ook howdy en en almal praat so, ja, okay, maar dis 'n preek vir 'n ander dag. So lekker om hier saam met julle te wees. My vrou is nie siek nie, my vrou is okay, sy's gesond. Sy het die geleentheid gekry om hierdie week bietjie vir klein suster gaan kuier. So sy is by ouma se kleinkind gaan kuier en dis so lekker. En dit doen my hart goed, soos dit ouma se hart goed doen. Maar nou kry sy punte by die kleindogter wat ek weer moet inhaal, jy weet, so sweets koop ek maar gewoonlik om, ja, maar ou mens, sy sal hierdie week weer terug wees en dan volgende week Sondag is sy weer terug saam met ons en dink ook aan haar. Amen. Ek wil met u deel vanmôre vir die volgende 4 dienste, vanoggend, vanaand, volgende week Sondagoggend, Sondag aand. En wil ek met u deel oor 'n onderwerp wat in my hart is en dit is so kragtig. Ek glo dat God het 'n plan en 'n woord vir die gemeente. Hoekom ek so sê is, iemand het na my toe gekom en vertel dit wat die Here op hulle hart gedeel het oor die gemeente, sonder dat ek en die persoon 'n woord met mekaar gepraat het. En dis dit presies dit wat die skrif is wat ek vir die gemeente moet deel. So nou wil ek vir julle sê, ek weet dat God het 'n plan vanmôre met hierdie diens. Ek weet uit vanaand en in 'n paar weke het hy 'n plan met hierdie diens. Amen. Ek weet dat die Here iets wil doen. Is iemand saam met my? Ek weet dat God, ons is net by mekaar omdat ons net hier moet wees nie, amen. Ons is net by mekaar uit routine uit nie. Ons is hier by mekaar omdat ek 'n verwagting het. Is hier iemand met 'n verwagting vanmôre? Wie wil uitstap en sê, Here, U het my verwagting oortref ver meer as wat ek kan dink. As ons by mekaar is. So dankie dat U saam sal bid saam met my. Here, ek wil bid nou vir die woord. Here, mag die woord die Quintus se woord wees. Here, ek berg myself. Here, ek Quintus klim af vanmôre. Van enige pedestal waar hom mag wees. Ek klim af vanmôre, Here. En ek is hier met 'n towel, Here. Ek is hier met 'n handdoek om voete te was. Dis my gebed, Here. Ek wil net kom en bedien. Ek wil net 'n diensknegt wees in die hand van die Here. Gebruik my vanmôre, Here, tot opbouing van die koninkryk. Vloei deur my. Ek stel myself bereid om deur die Heilige Gees gebruik te word, Here, vanmôre in hierdie diens. Is my gebed in Jesus se naam. Amen. 'n Mens kan vir ten minste 3 tot 7 dae kan jy sonder water leef. Jy kan maar slank opsit die volgende enetjie. Tussen 3 tot 7 dae reken hulle medies kan jy sonder water leef voordat jou organe gaan begin oppak en ek het nogal daaraan gedink ek sukkel om sonder water of iets te drink te bly. Is die koffie mense hier so in die kerk vanmôre? En ek glo water laat jou roes, so ek is op die koffie kan. Ek drink maar koffie. So maar ek het daaroor gedink dat menslike liggaam, so jy sal weet en u weet en ons almal weet wat jy sit vanmôre dat jy wanneer daar 'n tyd deur die dag kom, gaan jou liggaam vir jou sê jy begin dors word. Daar's dors. En dit is so interessant, ons liggaam bestaan uit, en ek weet jy almal weet, maar dit was my weer, ek het nie goed gedoen in biologie nie, so hierdie was net vir my weer eens 'n biologie les vanmôre. Hy sê, ons menslike liggaam bestaan 60% uit water. Ons hart en ons brein 73% water. Longe 83, vel 64, spiere, niere 79, my been het 31% water. So water is belangrik vir my liggaam. En ek het sê, my liggaam is water belangrik. Ek moet water hê. Maar nou wonder ek myself geestelik, hoe belangrik is lewende water vir my liggaam, vir my gees, my siel. En dis waarby ek wil stil staan van die volgende paar weke, lewende water. Dat ons kan verstaan wat lewende water is, om lewende water te drink, en om seker te maak, ons is nie gedehidreerd, want as jy gaan kyk na die menslike liggaam, dat wanneer jy gedehidreerd is, soek jou liggaam water. Nou die simptome daarvan is, jy verloor smaak, jou tong swel, raak gedisoriënteerd, jy kry kopseer en jy verloor jou kragte, as jy nie liggaamlik water het nie. En die Gees van die Here sê vir my, hoeveel te meer vir ons gees nie.
ons binneste. Hy sê, as ek daaraan dink, jy verloor jou geestelike smaak, as jy nie water het nie, voel nie meer teen die teenwoordigheid van God nie, geloof voel swak, ek het geen begeerte om Bybel te lees nie, my hart is nie meer in gebed nie, en ek het die krag vir lofprys en aanbidding nie, die liefde vir die Here verkoud, en kerk toe gaan is nie meer so belangrik nie, soos wat dit eers in jou lewe was nie. So dit is wanneer ek geestelik dors het, en daar 'n dors is wat ek na moet kyk, en ek wonder baie keer as ons onder 'n mikroskoop kon wees en sien, liggaamlik lyk ons baie goed. Ek bedoel, ek is in kondisie. En as jy nou amen sê, was daar moeilikheid in hierdie kerk. Ek is liggaamlik in goeie kondisie. Maar ek wonder geestelik, as ons moes geestelik kyk na onsself, as ons moes onder 'n mikroskoop gekyk het hoe ons gees lyk, hoe gedehidreerd is ons geesmens nie. Wanneer laas het ons lewende water gedrink en stil gestaan by lewende water? En daar's 2 skrifte wat ek by wil stil laat lê vir die volgende. Jy hoef nie so toe te blaai nie. Ons gaan nou na Johannes 4 toe, maar ek gee soms 2 skrifte net sê wat baie belangrik is vir my, wat ons nog gaan kyk. Eerstens is Jeremia 17 vers 13. Nou Israel het 'n probleem gehad met die bron. Hulle die fontein van lewende water verlaat. Dit is nie kosbaar om te dink dat God se volk, God se mense, het hierdie ding gemis nie. En Jeremia 17:13 sê, o Here, verwagting van Israel, almal wat U verlaat sal beskaam staan. Wie van my afwyk sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, hoor mooi wat sê daar, die fontein van lewende water verlaat. Israel verlaat die bron, die fontein van lewende water, het hulle eenkant gesit, en meer oor dit volgende week. Johannes 7:38 sê, dit is 'n vers wat ons in die volgende twee Sondae diep in my hart gaan wees. So daar's 'n bron, en dan moet 'n vloei wees. Maar hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Kan ek 'n amen kry op hierdie skrif vanmôre? Wat sê die woord? Die woord van die Here leer vir ons, hy sê, hy wat in my glo ons hierso vanmôre? Is jy iemand wat glo? Baie jou hand as jy glo vanmôre? As jy glo, sê die skrif vanmôre, strome van lewende water sal waaruit vloei? Waaruit gaan dit kom? In jou binneste. In jou binneste sal daar lewende water wees wat vloei in en deur ons lewens. Vir ons wat glo, halleluja, en ek glo in lewende water. So as jy jou Bybel saamgebring het, kom na Johannes toe. Ons gaan na Johannes die 4de hoofstuk toe. Ons gaan 'n stukkie daar lees in die woord, Johannes die 4de hoofstuk, vers 1 tot 30, gaan ons saam lees. Johannes 4, dit is 'n welbekende gedeelte, en baie predikers het al daaroor gepreek, en Dok Rym het al daaroor gepreek, maar ek wil vanmôre, ek glo dat die Here ons weer na hierdie skrif toe bring, sodat ons met U kan deel, halleluja. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het, dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond van Jakob, wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was in die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, U het nie 'n skepding nie, en die put is diep, waarvandaan kry U die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, want die put aan ons gegee het, en selfs daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water, wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word, 'n fontein sal in hom word, wat sê die Bybel? Dit sal in hom word, 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe.
Die vrou sê vir hom, Here, gee vir my daardie water, sodat ek nie dors kry, en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man, en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met die waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg gaan bid, en julle sê dat die plek waar ons behoort aan bid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg of ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. En op die oomblik het sy disippels gekom, en hulle verwonder dat hy met 'n vrou in gesprek was. Tog het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek jy met haar? Die vrou het toe haar waterkan laat staan, na die stad gegaan, en vir mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan, en na hom gekom. 'n hele mond vol oor hierdie gedeelte. Baie belangrik om te sien waar Samaria sit. Samaria op die wêreldkaart is hier waar Samaria is, die Mediterraanse See, en dat ons Samaria, Judea, op daai stadium geskiedkundig moet ons verstaan dat die koninkryke voor Christus was dit verdeeld gewees. Amen, ons die geskiedenis verstaan. Ons het die Judea gehad, en ons het Samaria gehad, en bo was die noordelike koninkryke gewees, wat daar was. En sy disippels, die rede hoekom hy moes gegaan het na Samaria toe, was gewees omdat daar het al sprake begin kom is dat sy disippels meer doop as Johannes die Doper. Daar's groot dinge. So Jesus het besluit en 'n besluit geneem en sê, ek moet gaan. Ek moet by Samaria, ek moet daar by hulle uitkom, ek moet na Galilea gaan. En daar as ek so toe gaan, maar ek gaan nie kort pad of die lang pad ek kies om stryd te gaan deur Samaria. Net so 'n bietjie terug, ekskuus tog, Rihanna, dankie. Samaria, net die gesê, ek moet net hierdie vir deel, dat in Samaria, die Samaritane, het glad nie met die Jode oor die weg gekom nie. Dit was petrol en vuur. Dit was gewees oorlog op oorlog op oorlog. Okay. Dit was so erg gewees dat met die Jode en die Samaritane, dit het al gebeur, jy kan gaan kyk in die geskiedenis, so 700 voor Christus, was daar tussen hierdie koninkryke, daar was 'n groot bekleiheid tussen hulle, en die Samaritane het ondertrou gehad. Hulle het ander volke en nasies begin trou, en hulle was nie 'n suiwer Joodse volk gewees nie. So dit was een van die grootste probleme, en hulle het afgode diens gehad, die Samaritane, en daarom het die Jode gesê, ons wil niks met die Samaritane te doen nie. Dit was so erg, en ek het dit gaan kyk weer in die geskiedenis hierdie week, my studies gaan doen, dat hulle sê dat wanneer 'n ortodokse Joodse familie, sy seun of sy meisiekinders, met 'n familietrou van die Samaritane, as daar 'n huwelik was, sou daai gesin, die pa, sou letterlik 'n begrafnis hou, en te sê, ek is klaar met jou, jy sterf vandag, ek wil niks meer met jou te doen hê nie. Dis so erg die kopstamp tussen die Jode en die Samaritane was. Dit was erg geweest. En nou het die disippels gegaan, hulle het gaan kos koop, en nou is hier die hele verhaal wat hier afspeel. Die volgende enetjie wys, dat dit is hoe hulle so hier moet jy verstaan, waar Jesus was, hy sou Judea verlaat het, en hy sou wou gegaan het na Galilea, maar hulle, die Jode, het hierdie roete vermy. Hulle wil nie direk, dit sou 3 dae se wandel gewees het, om regdeur te stap, 3 dae. Maar die Jode kies om pad te stap, hierdeur, oor die Jordaan, terug, en dan sou hulle later weer oor die Jordaan moes gekruis het, om te kom in Galilea. Hulle kies 6 dae, daai is 6 dae se loop, en hierdie is 3 dae se loop. Nou man, ek is nie lief vir loop. Ek verstaan nie wiskunde nie, maar ek verstaan iets anders hier so rond. Amen. Wie is kortpad ouens? Dis 'n preek ook vir 'n ander dag. En hier moet ons dit verstaan, en Jesus sê, luister, ek moet
na Samaria gaan. Ek moet deur Samaria gaan. Ek moet hierdie kant toe gaan. En dit wat die mense vermy, dit wat die Jode vermy, konfronteer Jesus. Dis die koning wat ek dien. Wat sekere mense vermy, Jesus het hierdie aangespreek. En ek het hieroor gaan nadink en iets het in my hart geval. Ek wonder wat is die rede hoekom hulle nog met die Samaritane nog nie lekker was nie. Op hierdie stadium van die wedloop, terwyl hierdie gebeurtenis gebeur het die Heilige Gees nog nie op die disippels geval nie. Want as hulle die Heilige Gees gehad het die woord van die Here ons mos geleer, Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang en my getuie wees in die hele Judea. Hulle sou Samaria kon beïnvloed het, want hulle die Heilige Gees krag gehad. So hier by die stadium was dit nog nie daar gewees nie. Hulle het gemis. Hulle het nog daai kopstamp gehad. Nou wie weet waarvan ek praat, as die Heilige Gees in jou woon en sy vrug verander jou hart. Is daar iemand wat saam met my is? Jou hart verander en kan nie anders om te verander as jy die Heilige Gees krag het nie. En hier besluit hulle, Jesus besluit, ek gaan deur Samaria. En hier is my prentjie. Man, ek love hierdie. Waar hierdie vrou sit by die put van Jakob. En moenie mis vanaand nie. Vanaand praat ek spesifiek oor, ek wil nie te veel praat vanaand oor die fontein of die put van Jakob nie. Hier sit 'n vrou by die 6de uur. Ek love hierdie emmer. Moenie vir Amanda enigiets sê nie. Ek het hom hier wel 4 stasie gaan uithaal. So ek love my emmer. So hier is iets wat gebeur in hierdie gedeelte wat vir my kosbaar is. Jesus gaan sit. Die Bybel sê omdat hy moeg geword het hy gaan sit by die put van Jakob. En daar het hy gaan rus. En daar het hy gewag. Die 6de uur sou die Bybel van praat as die 12 uur. 12 uur die middag sou daai vrou aangestap gekom het. Wat eintlik nie die gebruik is nie. Die gebruik is eintlik dat die herders en almal vroeg in die môre sou kom water skep en later in die middag sou kom water skep. Maar nie 12 uur nie. 12 uur was nie die tyd gewees wat hierdie vrou veronderstel was om te kom water skep nie. Maar iets is vir my kosbaar toe ek in hierdie gedeelte dink, is dat Jesus sit by die put en hy wag vir 'n vrou van Samaria wat 'n stofpad afstap wat dors geword het. En sy is dors en ek wonder by myself, dis net my hart, ek wonder by myself, wat het hierdie vrou in haar hart gehad terwyl sy in die pad afgestap het en water te gaan skep. 12 uur. 12 uur die middag was daar nie baie mense op die put nie. Sy was seker die lus vir al die jip, al die storieetjies, al die vingerwys, ek weet nie wat dit is, die Bybel is nie baie duidelik rondom dit hier, al wat die woord van praat, dat sy is 'n Samaritaanse vrou gewees. En ek sien hier die vrou, ek sien hoe die vrou afstap in die pad, en sy kom na hierdie put toe, en daar terwyl sy stap, sien sy 'n man sit by die put. En hier het 3 dinge vir Jesus gediskwalifiseer. Jesus was nie veronderstel met hierdie vrou te praat nie. Nommer 1, hy was 'n rabbi gewees. Hy kon nie met haar praat nie. Hy mag nie met 'n vrou in die openbaar praat nie. Nommer 2, sy was 'n Samaritaanse vrou gewees, wat nog slegter was. Dit was glad nie, hulle het nie met mekaar gemeng nie. Nommer 3, hierdie vrou het nie 'n goeie karaktereienskap gehad, dit was 'n slegte reputasie. Sy het al 5 mans gehad in haar lewe, en die 6de een is nie eens haar man by wie sy bly nie. So dit diskwalifiseer Jesus om 'n gesprek met hierdie vrou te kan hê. Maar hier sien ek vir Jesus sit by die put van Jakob, en hy sit en hy wag vir 'n vrou wat die stofpad afstap en wat dors geraak het. En hier ontmoet sy nie net die persoon wat haar dors sou les, haar dors sou nie net geles geword het vir die water vir haar liggaam nie, maar hier ontmoet sy die bron van lewende water, wat dit wat sy al die jare gekort het, dit is in haar lewe vervul, and something happened in the inside. Ek is dankbaar teenoor die Here, dat hy vir my gesit en wag het by die put. Halleluja, hy het vir my gewag, en daar was 'n ontmoeting wat ek en Jesus gehad het, and something changed inside of me, dat ek nooit ooit weer dieselfde was nie. Halleluja, ek dank die Here vir dit, ek was nooit weer dieselfde nie, maar ek wonder die gesprekke wat sy met haarself dalk gehad het. Die het op gegaan het, 5 mans gehad. Wat het jy gedagte in haar hart gehardloop? En die een by wie sy nou gebly het, is nie eens haar man nie. Ek wonder wat was die gesprek terwyl sy met haarself dalk kon gepraat het, terwyl sy stap in 'n stofpad af. Dalk lippe teen die klippe.
maar sy ontmoet die bron by 'n bron. Die een is tydelik, die een is vir ewig. Die een dors my les net 'n rukkie, die ander een het my dors geles vir ewig, wanneer ek van hierdie water gedrink het. En hier kom sy in die stofpad af, en hier is sy gesprek met Jesus, en sy het dors. Ek kan jou waarborg gee, dat hierdie vrou het nie net liggaamlike dors gehad nie, maar daar was 'n geestelike dors in haar binneste, wat die wêreld nie kan les nie. Nou ek wil vanmôre dit vir u sê, ek weet in my hart, ons kom almal op daai plek in ons lewens, waar ons iewerste 'n dors het, wat hierdie wêreld nie kan vir my vul nie. Is iemand al daar gewees? Die wêreld kan nie vir my gee, wat die Here vir my gee nie. Jy raak dors, jy sê, Here, I need more of you. Ek het 'n dors, wat hierdie wêreld nie kan les nie. Dis alleenlik u wat my dors kan les in hierdie tyd. Dis 'n soeke. En ek gee nie om wie hy is nie. Die volgende prentjie sal wys. Ek gee nie om wie hy is nie. Jesus, laat ek eens hierdie deel. Dis mooier. Dis mooier. Psalm 42 vers 1 tot 12. Psalm 42 vers 1 tot 12 skryf die musiekleier vanmôre so mooi. Die seuns of die kinders van Korag het dit geskryf wat sê, soos 'n hert smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieran wil ek dink en in my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was. Hoor wat sê die skrywer hierso. Hy was gewoond geweest. Met ander woorde, hy was gewoond aan lewende water. Hy weet wat dit is. Hy sê, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van gejubel en lof. Hier is die kinders van Korag skryf, hulle was gewoond geweest om in die huis van die Here te wees. Dit beteken vir my en sê vir my een ding, dit maak nie saak hoe lank jy in die huis van die Here is nie, daar sal altyd 'n dors wees na God en 'n dors wees wat net hy in my binneste kan les. Halleluja. Ek gee nie om wie hy is en waar hy is nie, maar die Here is hier vanmôre wat vir jou wil sê, dat jou dors sal geles word met lewende water. Daai leemte sal gevul word die diep binnekant van jou, wat net God kan les. Ek wonder, kom help my uit. Ek gaan dit eers probeer insit hier, soos 'n wildsbok. Kom, wie ken daai song? Help my gou gesing. Soos 'n nava. Kom help my sing. Na U, o Heer, is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Sjoe. Ek wil nie praat oor die put, vir 'n oomblik wil ek stil staan by daai put. En vanaand gaan ons verder by daai put staan. Dis die enigste ding wat die Jode en die Samaritane in gemeen gehad het, was die put van Jakob. Die enigste wat hulle in gemeen gehad het, almal is dors. Almal moes kom water skep. Dit is my so interessant toe ek daaroor gaan navorsing doen. Samaria was 'n plek gewees wat glad geen riviere, natuurlike damme gehad het nie. Daar was geen vloei nie. Daar was net putte. Soos mense water nodig gehad het, moes hulle gaan grou het om water daaruit te kry, waar hierdie put vandaan gekom het. Geen natuurlike, tot daardie dag wat Jesus daarby gekom het, toe is daar 'n bron van lewende water wat sal uitsprei tot in die ewige lewe toe. Halleluja! Daar was 'n put gewees. Geen natuurlike riviere gehad nie. En dis die enigste ding wat die Jode en die Samaritane gemeen gehad het, was hierdie put wat hulle by was. Hierdie put. Dis vir so kosbaar toe ek dan dink, maak nie saak wie jy is, waar jy jouself bevind nie, of jy 'n skaap is, of 'n herder is, of 'n koning is.
somewhere along the line gaan jy dors word vir water om te drink. Halleluja. En die mooiste van hierdie hele ding is dat maak nie saak waar jy jouself bevind in die lewe nie, jy sal Jesus kry wat vir jou wag om jou dors te kan les op die einde van die dag. He will be waiting there for you, sodat jou dors geles kan word. Halleluja. He will be waiting there vir ons elkeen. Maak nie saak wie ons is of waar ons onsself bevind nie, Jesus is daar om ons elkeen. En is dit nie mooi nie, dat Jesus ontmoet daar juis waar haar behoefte is. Hy ontmoet daar waar haar behoefte is. Hy kom daar so en sy dink dat sy die liggaamlike dors, maar eintlik het sy 'n dors die binnekant in haar. Wat 'n dors is wat niemand anders te kan les nie. Nie man nommer 1 nie, nie man nommer 2 nie, nie man nommer 3 nie, nie man nommer 4 nie, nie man nommer 5 nie. En die 6de het sy gesê, "Oh wow. Kyk of jy hierdie dorsie binnekant in my kan les." Nie een van die mans in hierdie wêreld kon nie haar dors les nie. Net Jesus kon. En ek dink oor hierdie ene naam. Ek wil met jy praat oor die water wat daar was. Die water wat daai dag daar gevloei het. Die water. En hy sê kom en sê Jesus, jy het nie eens 'n skepding nie. Daar is nie 'n skepding wat jy het nie. Daar is nie iets wat jy kan water mee skep in hierdie tyd nie. Hoe gaan jy maak? Here, hoe kan ek van hierdie water drink? En ek love dit wat sy sê. Toe Jesus met haar gesprek was en hy sê vir, maar as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors kry. En sy sê vir, ek wil asseblief van daai water hê, want ek is moeg. Ek is moeg om hierheen te stap en ek is moeg om hierdie roetine te doen. Ek is moeg vir hierdie op en afstapry. Gee my van hierdie water sodat ek nie weer hoef dit te doen nie. Ek soek van hierdie lewende water. En hier het my diep getref en ek het nog my navorsing gedoen oor hierdie die vers wat Johannes 7:38 gee sê, strome van lewende water sal in my binneste vloei. Dit sal vloei in my binneste. Strome van lewende water. It will flow. Daar sal 'n vloei wees. Ek gaan gou verder gaan. Die Engelse vertaling sê so mooier. Hy sê, he who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow rivers of living water. Die Amplified deel dit nog beter. Hy sê, from his innermost being will flow continual rivers of living water. En daai living water is die Griekse woord koilia. Koilia, dis die Griekse woord wat dit beteken. Daai binneste, hier sal die lewende water, as jy van hierdie water drink, dis hier waar hy dit sal vloei. En ek het hieroor gaan kyk en dis blew my mind, toe ek hierdie navorsing gaan doen het. Hy praat daarso, hy sê, dis die Griekse woord wat ek nou vir gegee het. Daai Griekse woord beteken letterlik, in sy binneste sal lewende water vloei. Dit beteken die volgende, die Hebreëse woord, die Griekse woord is die woordjie hollow. Koilia beteken hollow, leegte. Van waaruit daar leeg is, daar sal lewende water vloei. There where there's nothing, where it is hollow. Dit beteken ook verder, the whole belly, the lower belly, the lower region. Dit sê ook the gutlet, the womb, daar waar 'n babietjie gebore word, the innermost part of a man as the seat of thought, feeling and choice. Dis daar waar dit vandaan kom. En toe ek my studie gaan doen hieroor, kan ek hier in Engels gou vir julle lees, dan gaan ek dit nou vir jou verduidelik. Scientists are now discovering that the gut, the belly, jou maag, plays a very important part in the emotional life of a person. The gut, also called the nervous system, has as many nerve cells as the brain. Net soveel senuweepunte soos wat jou brein het, so is dit by jou maag. Hulle sê daar's tot 100 miljoen nerve systems, senuweepunte in jou maag, net soos wat dit in jou brein is. En hier het my nogal hard getref toe ek hieroor nadink. Hulle sê dan, hulle sê dis dieselfde. Hulle noem jou maag jou tweede brein. Die mans het nou 'n goeie punt gemis om amen te sê. Pad na 'n man se hart gaan hierdeur, halleluja. This is the place. Maar hierso, dit is oor 100 miljoen senuweepunte soos wat jou brein het. Nou sy Griekse woord beteken koilia, wat sê, from your innermost belly, hierso, sal lewende water vloei. En die betekenis van hy woord beteken hollow, dis leeg.
Nou sê die Here, daar waar dit leeg is, dis waar water gaan begin vloei. Dis waar water hierdie leegte, hierdie ruimte in jou binneste gaan vul, is lewende water. So jou soeke, en hier is die mooiste ding, dit wat hier gebeur, het ek uitgevind vanmôre ook. Dr. Petronet het ek 'n gesprek mee gehad. Sy sê, dis hoekom mense wat hier moeilikheid het, en die maag moeilikheid het 'n direkte effek op hoe hulle voel. Op hulle emosies. It's got a direct. En toe sê ek, Here, baie dankie, as dit waar is die teendeel ook daarvoor waar, dat wanneer lewende water van my binneste begin vloei, sal dit 'n effek hê oor hoe ek die wêreld sien, hoe my denke is, hoe my gemoed is. Kan ek weer sê, we need living water to flow inside of us, sodat ons leefstyl kan verander en beter wees. Ons het dit nodig, lewende water, om te vloei van ons binne. Man, ek sê, as jy eers van hierdie water geproe het, as jy eers by Jesus stil gestaan het, en jy het van hierdie water gedrink, en daai leemte is gevul, en toe maak die hele ding vir my sin. Dat hierdie vrou het gestap, terwyl sy gestap het, man een het nie gewerk nie. En miskien kan ons vanmôre sê, dat verslawings het probeer hierdie leemte vul in my binneste, maar dit het nie gehelp nie. My tweede man het nie gehelp nie. Dit het niks vir my beteken nie. Dit kon nie hierdie leemte vul nie. Dit kon nie, en dit kan ook verhoudings wees, wat ons gesê het, ons het hierdie probeer, volgende, ons het hierdie probeer, nommer 3 het nie gewerk nie, nommer 4 het nie gewerk nie, ons het hierdie probeer, ons het nommer 5 probeer, nothing, ek gee nou op, niks werk meer nie, tot sy daardie dag, by die bron van lewende water ontmoet het, en toe sy Jesus by die put is haar lewe. Die Here sê so mooi in sy woord, gaan lees die skrif, sy het haar skepding gelos, she left it, en sy het gegaan, terug en gesê, dis Jesus, is dit nie miskien hy, die Messias nie, want sy het gesmaak wat lewende water is. She tasted living water. En hier is my hart vanmôre, ek glo, dat hier mense vanmôre sit wat dors het, 'n leemte het, 'n plekkie binnekant wat net, jy sit vanmôre in hierdie kerk, en ek weet vanmôre, ek gaan vra Clarisse, waar is Clarisse? Kom help gou met Clarisse. Daai ene. Kariske. Ek voel vanmôre in my hart dat dis mense wat hier sit wat dors het, en jy jou lewe probeer vul met so baie ander dinge. Jy het probeer sin maak van die lewe. Probeer sin maak van die lewe en sê, Here, wat gaan aan? Hier's 'n leemte hier binnekant in my. Hier's 'n leemte. En jy weet wat so scary, ek deel baie keer met die jong mense. En ek kom agter dat die jong mense van vandag het 'n leemte. En hulle probeer dit vul met sosiale media en al die likes wat op sosiale media is. Hulle probeer dit vul met ChatGPT en dit wat die wêreld vir hulle te sê het. Daar's 'n dors in ons jong mense. Kan ek dit vanmôre sê, kerk, ek wil dit vanmôre, hoor my hart as ek dit sê. Wat kry die wêreld by jou? As lewende water by jou vloei, wat kom drink die mense by jou? As lewende water deur jou binneste vloei, want die Bybel sê dis 'n fontein. 'n Fontein staan nie stil nie. It's constantly flowing. Dit wat konstant deur jou lewe moet werk. Daar's 'n fontein wat in ons binneste moet wees elke môre. En moenie dink, kan ek dit vanmôre sê, moenie dink, en hier is die skerry ding van dit alles. Baie gaan staan op 'n Sondagmôre stil by die bron, skep 'n bietjie, en ek dink dit gaan genoeg wees om my deur die week te kan dra. Jy gaan weer dors wees. Ek kan nie weer Sondagmôre terugkom, en kom skep by die bron, en dink dit is genoeg om my deur hierdie week te gaan haal nie. Halleluja. Quintus gaan elke môre by die bron stil staan, en ek vat nie 'n skep ding saam nie, want ek het die bron ontmoet. Halleluja. Hy is die bron wat deur my lewe werk, deur my lewe vloei, maar dit stop my nie om in die oggend en in die week elke dag by die bron stil te gaan staan nie, want die bron voed my binneste. My God, dat as ek stap dalk in die binnekamer in, en ek voel dalk depressief, en ek voel dalk dinge is rof in my lewe, maar ek kan jou waarborg, wanneer jy bietjie by die bron stil gestaan het, stap ek terug en ek stap uit, my gemoed voel anderste, my denke is anderste, my binneste is anderste, want ek het by die bron gaan stil staan. Halleluja, die een wat lewende water gee. Ons het ook alles geprobeer. En dis my so hartseer, die jong mense vandag vul hulle kanne met die gemors wat hierdie wêreld het. Vul ons saam met die gemors wat hier is.
En dit kan ek vir jou sê, dis tydelik. Dis alles tydelik. Dit wat hierdie wêreld bied is tydelik. Jy gaan weer dors kry, jy gaan op 'n plek kom waar hier niks is nie. Dis leeg. But if you met Jesus, as jy Jesus, en kan ek dit vanmôre sê, hier is in my hart, soos die seuns van Korag, Psalm 42, gewoond was om voor te stap. Gewoond was, jy kan nie op gister se water stil staan nie. Jy het vars water nodig, en dit kry alleenlik by die bron. Dit kry alleenlik by die bron. By die bron. Jy wat vanmôre hier sit dalk en sê, ek is dors. Ek wil vanmôre vra, wanneer laas het jy lewende water gedrink? Wanneer laas het ons stil gestaan, dat daar 'n fontein in ons binneste vloei? Is daar nog, I'm asking the question, volle evangelie kerk, lewende woord Parow, is daar nog 'n fontein van lewende water, wat deur jou lewe vloei? Want as daar 'n vloei is, voel ek die woord van die Here sê, if there's a flow, the enemy will try and stop the flow. As daar 'n vloei is, sal hy alles in sy vermoë doen, om in hierdie gemeente, in hierdie kerk, die vloei te stop. Want hy weet, as hier 'n vloei is, dit sal in die strate van Parow invloei, dit sal in Samaria ingaan, en tot in die uiterste van hierdie wêreld. Want daar's 'n vloei, daar is dors, die wêreld het dors. Die wêreld het dors, kerk. Jou werkskollegas het dors, wat gee jy vir hulle? Wat gee jy vir jou familie om te drink by die braaivleisvuur? Wat gee jy vir hulle om te drink? Is dit lewende water of is dit goed wat tydelik is? My gebed is, dat Here, waar Quintus loop, mag lewende water oor my borrel, Here, dat mense dors sal kry en kom drink om te sê, wat het jy? Ek soek van dit. Of is jy gedehydreerd? Geestelik gedehydreerd en werk ons net deur emotions om op 'n Sondagmôre hier te kom sit. Dis goed. Dis reg. Wanneer laas was jy by die fontein gewees? Wanneer laas het jy toegelaat dat lewende water deur jou binneste vloei? En was the last time, en ek voel, die vyand sal alles in sy vermoë doen om my vloei te stop in jou lewe. Hy wil alles doen. Hy wil die krane toedraai. Hy sal, moenie vanaand mis nie, vanaand wil ek met jou praat oor hierdie put wat toegestop is. Hy sal alles in sy vermoë doen om dit te stop. Maar as jy die bron, daar's nie 'n fontein sterker, of 'n klip sterk genoeg om die fontein van lewende water in jou lewe te stop nie. Wanneer dit begin vloei, dit sal vloei, dit sal vloei. Gee my key van D, ek gaan dit try. Jy gaan maar saam met my moet vloei. Daar's 'n song wat sê, let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. One more time. Let your living, is dit jou gebed vanmôre? Flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Let's sing Jesus. Jesus, Jesus,
Let's sing Holy Spirit. Spirit, Spirit, Spirit. Let's sing to Jesus. Kom en hy is die bron. As jy dors vanmôre? As jy dors vanmôre? Is jy iemand wat dors het vanmôre? Sy lewende water is hier om jou te vul. His living water is here. Hallelujah. As jy dors het, staan saam met my. Net as jy dors het vanmôre. Holy Father, Holy Spirit, 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 Spirit. Ek wil so vra vanmôre, ek hou gou vas, sluit jou oë daar waar jy is. Soos 'n hart wat smag na waterstroom, is my gebed vanmôre, vra ek die vraag, is jy nog dors? Is daar nog 'n dors in jou binneste? Is daar 'n dors na lewende water? Jy het miskien soos hierdie Samaritaanse vrou in die pad afgestap, stofpad. Dalk afgestap en hierdie het nie gewerk nie. Hierdie het nie gewerk nie. Hierdie het nie gewerk nie. Ek het iets nodig om hierdie leemte, hierdie void te vul in my binneste. It's only Jesus. Dis net Jesus en sy lewende water wat daai void sal vul. En as jy van hierdie water drink, sê my woord, sal in jou binneste word 'n fontein van lewende water en dit sal vloei en uitspruit tot in die ewige lewe in. That's the promise. Hallelujah. As jy vanmôre dors het en jy het gebed nodig, stap uit. Stap uit vorentoe. Ek wil saam met jou bid vanmôre. As daar iemand is wat gebed nodig het in hierdie kerk vanmôre, terwyl ons daai song weer gaan sing, moenie nou skaam wees nie. Kom. As jy dors het vanmôre, sê Here, ek het 'n aanraking van U af nodig vanmôre, Here. Ek het nodig vanmôre om by die bron stil te staan. Ek wil jou nooi, kom vanmôre. Kom vanmôre. Hier is mense wat uitkom terwyl ons daai song gaan sing. Let your living water.